Baie welkom by nog 'n Woensdagwoord. Dis lekker dat jy saam kuier en saam luister. Ek het gedink dat ons dalk vandag moet praat oor stilte. In die Paastyd het ons nou net verby is, het ons beweeg van Goeie Vrydag na Opstanding Sondag. Intussen het ons Stil Saterdag. Maar Stil Saterdag is iets waarmee ons relatief ongemaklik is. Mense vra dikwels my, wat het gebeur in Stil Saterdag? Was Christus afwesig gewees? Was God afwesig gewees? Waarheen is Christus? Petrus sê vir ons dat Christus afgegaan het en gaan aankondig het dat hy die dood oorwin het. Let wel, hy het nie gegaan om te oortuig nie, hy het nie gegaan om te preek nie, hy het net 'n aankondiging gemaak. Maar wat maak ek en jy met stilte? Hoe beleef ons stilte? Is ons gemaklik met stilte? En stilte het niks te doen met ek doen niks nie, maar die slim mense sê stilte is wanneer jy regtig iets weet. Psalm 46 sê in die boodskapvertaling, wees stil en weet dat ek God is. Dis ook die baie bekende lied wat ons so dikwels sing, en een van die liedere wat vir my persoonlik baie naby aan die hart lê. As eerstejaars student was dit ons kamplied gewees en later het dit ook ons wijkslied geword. Daai bevestiging, wees stil en weet dat ek die Here is. En vir iemand wat uit die platteland gekom het en in die stad neergesit is, was dit regtig 'n bevestiging van wie God is. En ek onthou in my vroeë jare, die eerste jare in die stad, was dit een van die goed wat my die meeste geplaat, is dat dit regtig nooit stil word nie. Nooit stil word nie en nooit donker word nie. Daar's altyd iewers 'n lig wat flikker, 'n straatlig, 'n neonteken wat aanwys waar een of ander winkel of plek is. So die feit dat dit nie donker word nie en dat dit nooit ophou raas het my as jong mens geweldig gepla. Nou dat ek gewoond is en in die stad al baie jare bly, is ek baie gemakliker daarmee. En partymal lag ek as my kinders 'n liggie wil aan hê as dit donker is. En hoe ongemaklik ek was met die feit dat dit nooit donker raak nie. So dit is ook maar net waaraan jy gewoond is en wat vir jou maklik is. Maar stilte is 'n skaars kommoditeit vandag. Ons raak paniekerig as die wifi vir 30 sekondes nie daar is nie of afgaan. Ons verjaag stilte met geraas. Stilte is waar God fluister en ons onthou dat hy God is en ons nie. So dis nodig dat ons af en toe in stilte beweeg, in stilte sit en net luister. Blaise Pascal het gesê dat all of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone. Die feit dat ons nie met onsself kan wees nie, dat ons nie met ons eie gedagtes kan omgaan nie, sê Blaise Pascal, is die grootste moeilikheid van hierdie wêreld, omdat ons nie kan hoor wat God sê nie, dat ons nie ons eie gedagtes kan hoor nie, en eintlik net praat voordat ons enigsins gedink het. Stilte is nie gemorste tyd nie, dis heilige tyd. Stilte is wanneer ons bekommernis ruil vir aanbidding. Die Hebreëse gedagte agter wees stil en weet dat ek God is, daai wees stil, is nie net om jou mond toe te hou nie. Dit beteken hou op stry, laat gaan en ontspan jou greep. Met ander woorde, daai ding wat jou so vasklou, daai bekommernis wat so in jou maag kom sit, om stil te raak in die sin van Psalm 46 is om te laat gaan, is om te ontspan, is om rustig te wees. Stilte is waar beheer sterf en waar vertroue begin. Ons wil hoor hoe God praat in die donder. En ons het dit nou hierdie laaste ruk nogal ernstig beleef, waar ons baie reën gehad het en die weer so geweldig swaar is. En dan beleef mens iets van die grootheid van die skepping en van wie God is. Maar in 1 Konings 19, wanneer God met Elia praat, dan is dit juis in die fluistering van die wind waar God na hom toe kom. Hier is die waarheid wat ons nie altyd wil hoor nie. As jy nooit stil raak nie, gaan jy baie praat oor God, maar min met God praat. Stilte voel ongemaklik, want dit bring jou met jouself in kontak, en dit bring jou ook met God in kontak. Maar dit is juist daar waar God begin werk. Nie in die geraas van jou prestasie nie, maar in die stilte van jou oorgawe.
Hier is 'n uitnodiging vir jou vandag. Sit vir 'n paar minute. Geen musiek, geen woorde, net jy en God. En wanneer die gedagtes begin raas, moet nie beklei nie, laat dit een gaan en fluister, Here, hier is ek. En soms is dit wanneer God die meeste sê, dat daar waar hy die sagste praat. Stilte is iets wat ons moet inoefen, iets waaraan ons gewoond moet raak. So begin by 'n minuut en dalk môre of oormôre 2 minute. En leer om met jou eie gedagtes gekonfronteer te word. Leer om na God te luister. Leer om in stilte regtig besig te wees. In die stilte van Stil Saterdag het God die dood oorwin. Het Jesus oorwinning gaan aankondig. Die grootste wonderwerk van ons lewe. Dit waarop my en jou geloof staan en val. Die opstanding van die lewende God gebeur in stilte. En daarom is dit nodig dat ek en jy soms in stilte sit en na onsself luister en hoor hoe God met ons praat. Kom ons sluit die oë. Here, dankie dat U met ons ook in stilte praat. Ja, Here, ons hoor baie goeters. Ons hoor podcast en televisie en musiek en dis heeltyd 'n geraas om ons. Maar soms vra U vir ons om net stil te raak en te weet dat U God is. Wil U daardie gewaarwording by ons vestig wanneer ons regtig net sit en luister hoe U met ons praat. Amen.